love me? I do. If you had $100, how much would you give me? All 100. What about $1 million? Still 100. Why? Because my love never changes. Nou wonder hoeveel van die manne het nog al dieselfde gesindheid. Do you love me? Yes. Ek sê $100 gee, maar as dit by 1 miljoen kom steeds die 100, want by liefde verander nie. Jy sal nou wonder, hoekom speel ek dit vanmôre? Ek wil dit tuisbring by my en jou vanmôre, en jy is die gedagte wat die Here met my en jou gedeel het, met betrekking tot, en ons het dit gesing vanmôre, hoe lief het ek werklik die Here? Het ek hom werklik waar so lief, dat ek bereid sal wees om alles te gee? Alles. Of gaan ek kom op 'n plek en sê, Here, my liefde vir U gaan ook nie verander nie. Ek was bereid gewees om hierdie bietjie te gee. Maar wanneer jy meer gaan vra, Here, dan is dit nou bietjie te veel gevra, né? Te veel gevra. Hoe lief het ek en jy die Here? Ek wil jy moet dit so in jou agterkop hou en jy gaan nou verstaan hoekom ek juist daarby uitkom. Ons jaartema is die jaar van groter heerlikheid. Die Here het aan ons 'n belofte gegee, hy gaan ons vat van heerlikheid tot heerlikheid. En ek wil vanmôre hier begin bedien rondom 'n reeks in voorbereiding ook dan so vir die Pinkstertyd wat op hande lê, rondom huisves sy heerlikheid. En vanmôre se tema is dan in besonders, jaag dit na. Jaag dit na. Jaag wat na? Die heerlikheid van die Here. Ons het onlangs die kruisiging en opstanding gevier, so 2 weke terug. En ons staan aan die vooraand van Hemelvaart en dan ook Pinkstertyd. En dit is baie interessant dat oor Pinkstertyd gewoonlik is dit so in die kerkwêreld en besonders waar daar dienste beplan word, en ek het nie probleme beginsel daarmee nie, juis of waar daar meer ruimte, kan ek eerder so stel, meer ruimte gemaak word vir die Heilige Gees en vir die werking van die Heilige Gees. Dis 'n tydperk waar daar spesifiek rondom dit gefokus word, dat ek en jy 'n verlange moet hê na 'n nuwe invulling van God se Heilige Gees. En jy gaan verstaan vanmôre juis hoekom dit belangrik is, want jy moet hoor vanmôre, dis nie net vir Pinkstertyd nie. Hoor jy wat ek sê? Dis nie net vir Pinkstertyd nie. Ek en jy die Gees van die Here nodig elke oomblik van die dag. Jy sien Johannes 16:7 kom Jesus self, hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy gehoor het, sal hy spreek tot die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik. Staan dit daar? Wat beteken dit vanmôre? Dit beteken hy gaan die heerlikheid van God in en deur my en jou lewe kom openbaar, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die Engelse Bybel sê dit baie mooi. Hy sê, He will glorify me, because He will take what is mine and He will declare it, He will reveal it to you. So jy moet verstaan vanmôre wat die purpose is, wat die doel is van die Heilige Gees, is juis om die heerlikheid van God in my en jou lewe te kom openbaar. Ek en u het 'n belofte ontvang in die begin van die jaar al reeds. 2 Korintiërs 3:17 het sê, die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here, sê saam met my, heerlikheid van die Here, aanskou, word ons dan van gedaante verander, hoe? Deur die Heilige Gees, na dieselfde beeld van Christus. Wat sal daai transformasie insluit? Ons sal getransformeer word van heerlikheid tot heerlikheid tot heerlikheid. Hoe? Deur die Heilige Gees binne my en jou. Amen, sien jy dit daar? So verstaan vanmôre, God wil sy heerlikheid in my en jou lewe kom openbaar. Jy sien, jy moet verstaan vanmôre, heerlikheid beteken die sigbare manifestasie van God se teenwoordigheid. Die sigbare manifestasie, die ervaarbare teenwoordigheid van God se krag. Die bekendheid om dit te kan beleef, sy karakter, die wesenlike openbaring van God se grootheid, sy heiligheid en sy liefde. Dis wat dit beteken.
Met ander woorde, waar ek en jy kom op 'n plek waar God nie net vir my en jou iets of iemand is wat deur die Bybel beskryf word nie. Iets wat ek en jy van geleer het van kinderkerk af reg deur die jare. Iets wat ek elke dag dalk hoor wanneer ek 'n dagstukkie lees nie. Nee, dat God vir my en jou 'n werklikheid sal wees om te kan sê soos wat Job gesê het, ek het van u gehoor, maar nou het ek u aanskou van aangesig tot aangesig. Ja, ek weet die Bybel sê, geen mens kan God sien en bly leef nie. Het jy daai skrif al gelees? Maar verstaan die konteks van daardie skrif, hy verwys na die sondige adamatiese natuur, want hoekom? Jesaja 59 sê, dis die sonde en ongeregtigheid wat die skeidsmuur geword het tussen my en God. Met ander woorde, wat die blokkade geword het, dat ek God nie meer kan sien nie. Maar wanneer ek deur die Gees mens lewe, dan kan ek soos Paulus sê, ek lewe nie meer nie. Die sondige adamatiese natuur lewe nie meer nie. Maar Christus leef binne in my en sal my gees die heerlikheid van God kan beleef. Hallo? So God wil hê, ek en jy moet hom kan sien, kan beleef, kan ervaar vanmôre. Pastoor Iggy het verlede week bedien, wees 'n held vir Jesus, gaan en maak 'n verskil. Hy het 'n stelling gemaak, hy het gesê, jy moet geestelike stamina hê om te kan volhard tot die einde toe. Kan jy dit onthou? Jy moet verstaan vanmôre. Ek het dit rukkie terug ook vir jou genoem en ek gaan dit weer vanmôre vir jou sê. Ek en jy kan nie werklik lewe en 'n lewe in oorvloed beleef en uitleef sonder die aktiewe teenwoordigheid van God in my en jou lewe nie. Hoor jy die woord? Aktief. Die teenoorgestelde is passief. Aktief beteken sigbaar, hy's aan die werk. Hy's besig om op te tree. Sien, ons moet verstaan, as hy nie deur jou en my leef nie, is daar geen lewe nie. As sy teenwoordigheid, sy krag, sy karakter, sy gees nie aktief is in my en jou nie, is daar geen lewe nie. We need the manifested presence of God's glory. Dit tyd geword dat die kerk ook sal kom op 'n plek wat sigbaar en tasbaar geken sal word aan die teenwoordigheid van die Here. Aan die teenwoordigheid van die Here. Hoe begeer ek dit? Hoe begeer ek dit? En ek weet die Bybel sê God woon nie in tempels wat met mensehande gemaak is nie. God woon binne my en jou. Ja, ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Is dit jy? Is dit jy? So hy woon binne my en jou, maar sy presence word ook tasbaar waar 2 of 3 saam is in sy naam, daar is hy in ons midde. Hoe begeer ek dit, dat sy presence so tasbaar sal word, dat wanneer een wat nog in die wêreld is, by daai deure sal inkom, die heerlikheid van die Here hom sal vrymaak, man. Kan ek vanmôre vir jou sê, dit gaan gebeur. God wil hê dit moet gebeur, wanneer ek en jy hom gaan toelaat om te manifesteer. Hallo? God werk deur my en jou. So ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, dis kom ek en jy hier is. Dis kom ek en jy hier is. Ja, die Annelle het reg het gesê, ons is hier om verkoop te word, versterk te kan word. Maar ons soek hier vanmôre om te besef, God wil my en jou gebruik. God roep my en jou tot aksie. Daarom het pastoor Iggy dit bedien volgende week. Staan op, wees 'n held, maak 'n verskil vir Christus. Nie net hier nie, maar ja, dit begin hier, want hoekom? Wanneer 'n kool, charcoal, julle ken dit, braaivleis. Hallo? Daai charcoal, wanneer daai kool in die vuur is, wanneer daar hitte is en hy saam met kolle wat brand, my maat, dan is hy vurig warm, dan is hy aan die brand. Maar wanneer hy alleen staan, wat gebeur? Wie van julle gaan een charcoal vat en steak braai? So, nooit nie. Hoekom nie? Jy gaan hom nie gaar kry nie. So verstaan gou vanmôre, ons het mekaar nodig. Dis hoe die Bybel sê, ons is die liggaam van Christus. En is in dieselfde konteks wat Paulus dit skryf, weet julle dan nie dat julle die tempel van God se Gees is nie? So ek en jy moet kom op plek om te verstaan, ons samesyn is met die doel om die heerlikheid van God te huisves. Dis waarvoor ek en jy hier is vanmôre. Dis waaroor die lof gaan, dis waaroor die aanbidding gaan vanmôre. Sy teenwoordigheid, sy teenwoordigheid, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, sy heerlikheid, sy heerlikheid en niks anders nie. It's all about him. Sien, miskien moet ek vir my en jou vra vanmôre. Hoekom is jy hier? Hoekom dien jy die Here? Hoekom kom jy kerk toe? Hoekom bid jy? Hoekom lees jy Bybel? Hoekom sing ons? Hoekom vra ek hierdie vraag?
Want ek was gekonfronteer weer hierdie week met hierdie vraag. Ek was weer gekonfronteer. Ek luister hierdie week na getuienis. Dr. Jacques Potgieter, pastoor Jacques van gemeente in Mosselbaai. Dink sy naam is, sy gemeente is Woord en Gees bedieninge. Hy het in 'n onderhoud met iemand hierdie getuienis gedeel. Hy sê 18 jaar terug was hy op die laagste in sy lewe. Soveel so dat alles in sy lewe uitmekaar uitgeval het. Hy het sy werk verloor. Sy finansies was daar nie meer nie. Sy gesin het uitmekaar uitgespat. Sy huwelik het verbrokkel. Sy vrou het hom verlos. Hy getuig, hy sê, hy ry in Deefmalandstraat. Nou as jy weet waar is Deefmalandstraat in Pretoria, is dit langs die ou sementfabriek verby. Op pad na die Wonderboom se kant toe. Hy ry, hy sê, en hy het die vuurwapen in sy hand. Want hy het besluit, vandag skiet ek my. Vandag maak ek 'n einde. Hy sê, hy het gestop, gereed om hierdie vuurwapen te vat en homself tot 'n einde te bring. Hy sê in die volgende oomblik, toe val daardie vuurwapen net eenvoudig uit sy hand uit, en hy besef, hier's 'n groter krag in hierdie voertuig vanmôre. Steeds nie geweet waar dit gaan nie. Hy sê, en hy ry net om by sy ouers se huis uit te kom. En toe hy daar kom, toe gaan val hy op die bed neer. Hy sê, en hy slaan sy hande so op die bed neer. Hy sê, in die volgende oomblik hoor hy die stem van die Here met hom praat, want hy is mismoedig. En die Here vra vir hom, Jacques, het jy my lief? Hy sê, en hy bly stil. En weer vra hy die stem vir hom, Jacques, het jy my lief? Hy sê, en hy onthou, dit staan ook in die Bybel waar Jesus vir Petrus gevra het jy my lief? Jy moet verstaan, is 'n man van God, reeds besig om homself voor te berei vir die bediening, groot geword in die kerk. En hy maak hierdie kragtige verklaring, Here, ek het U nie lief nie. Ek vrees U. En vir 'n oomblik raak dit my hart, want jy sien, jy moet verstaan vanmôre, daar's 'n verskil om vanmôre die Here te dien, net omdat jy hom vrees. En daar's 'n verskil om hom te dien, omdat jy hom lief het. Ja, ek weet die Bybel sê, die begin van wysheid is die vrees van God. Ek weet die Bybel sê dat ons moet God vrees, maar die Bybel sê ook, ek moet hom lief hê met my hele hart. Jy kan nie God net dien deur hom te vrees nie. Jy moet God lief hê. As my en jou aanbidding nie kom uit 'n hart van liefde uit teenoor hom nie, dis kom ons het gesing het vanmôre, I love you Lord, dan ontaard dit net in dooie godsdiensgewoontes. Kom ek wys vir jou die verskil. Jy moet verstaan, die verskil is baie dieper as net 'n emosie. Dit gaan oor die tipe verhouding wat ek en jy met God het. Sien, om God te vrees sonder liefde gaan dikwels gepaard met vermyding en oorlewing. Wat bedoel ek? Jy's gehoorsaam aan die woord van die Here net omdat jy straf vermy. Eina? Ek wil net ten minste hemel toe gaan. Ek's net so bang ek mis die hemel. Is dit vrees of is dit liefde? Besluit jy self. Jou motivering is uit angs uit skuldgevoel uit of verpligting. Dis mos wat 'n kind van die Here doen. Dis mos wat ek moet doen. Maar die wil ontbreek. Want ek God dien uit vrees uit en nie uit liefde uit nie. Miskien raas ek net in myself vanmôre. Jy sien, dan beleef ek God net op 'n afstand. God voel vir my intimiderend en ervaar ek hom nie persoonlik nie. Dan raak my geloof wetisties en reël gedrewe. En wat gebeur wanneer ek wel 'n fout maak? Ek kruip weg, soos 'n Adam. Te bang. Te bang. Sê die Bybel nie die volmaakte liefde dryf die vrees na buite nie. Die volmaakte liefde dryf die vrees na buite toe nie. Sê die Bybel nie, God is liefde nie. So kan ek dan vrees wegbeweeg van hom af, as hy my en jou lief het. Kan jy die verskil begin sien? Jy sien, ek wil jy moet verstaan, dit bring uiterlike gehoorsaamheid, maar nie noodwendig 'n innerlike verandering nie. Dit bring uiterlike gehoorsaamheid, maar nie noodwendig 'n ervaring van goddelike heerlikheid nie.
Sien, hierdie tipe vrees kan jou dalk weerhou om iets verkeerds te doen, maar dit lei selde na ervaring en ontmoeting met God. Kom ek verduidelik dit vir jou in 'n eenvoudige illustrasie. 'n Kind kan, wanneer pa hom dophou, seker maak hy doen alles reg. Hoekom? Hy's bang vir die pa. Hy's bang vir die pa. Maar wat doen hy wanneer pa nie sien nie? Of 'n kind kan sy pa respekteer en sy pa se woord ag en selfs wanneer sy pa nie sien nie, nog steeds bereid wees om gehoorsaam te wees aan die pa, omdat hy hom liefhet. Sien die verskil? Die verskil is, sou die kind dan iets verkeerd doen, weet hy het nog steeds die vrymoedigheid om na sy vader toe gaan, want ek lewe nie in vrees nie, ek lewe in liefde. Jy sien, om God lief te hê met agting, met eerbiedige vrees, maak dat ek hom nie gehoorsaam moet wees nie, maar ek hom gehoorsaam wil wees. Dit maak dat my motivering, toewyding, dankbaarheid en vertroue is. Dit laat ek dan naby aan God voel, dan beleef ek God persoonlik, en dan word my geloof deur 'n verhoudingslewe gedrewe. Verhouding. En wanneer ek val, hardloop ek eerder na hom toe, want ek weet, hy is 'n genadige God. Sien, dan bring dit innerlike transformasie. Jy sien, God is 'n God van liefde, mense. Sy begeerte aan my en jou is verhouding. En dis wat die Bybel sê, hiervoor het Jesus gekom, nie om die wet tot niet te maak nie, sê die skrif. Hy het gekom om die wet te vervul. Wat beteken dit? Jy sien, voor Christus, voor ek Jesus ontmoet het, weet ek, die wet sê, ek mag nie doodslaan nie. Hallo? En daarom slaan ek nie dood nie. Die wet sê, ek mag nie steel nie. En daarom steel ek nie. Maar die oomblik wanneer die wet in Christus op my hartstafel gegraveer het, en ek het hom beleef, ek het sy liefde aanvaar, dan wil ek hom nie teleurstel nie. Dan wil ek nie iets doen wat my gaan wegvat nie. Dan wil ek nie moord pleeg nie. Dan wil ek nie kwaad praat nie. Dan wil ek nie steel nie. Dan wil ek nie doodslaan nie. Dis 'n verskil. Dis 'n verskil. Jy sien, vrees alleen hou ons in gebondenheid, maar liefde lei tot vryheid, geestelike volwassenheid en goddelike heerlikheid. Liefde lei tot meer. Hoor jy wat ek sê? Liefde lei tot meer en 'n groter soeke en verlange na hom. Dan wil ek jou vra vanmôre, hoeveel van ons soek nog werklik God? Is ons nog soekend na sy volheid en sy heerlikheid? Meer as enigiets. Jaag ek dit nog na? Is ons nog bewus van wie hy is? Dit my hart geraak, pastoor Eddie Woensdag aand bedien, en hy gesels rondom die skrif, in Exodus 3 vers 14, waar God vir Moses sê, toe hy vra, wie sal ek sê het my gestuur? En hy sê, I am that I am. Ek is wie ek is. Weet ek en jy nog wie is hy? En ja, tereg is dit so, hy is wie ek en jy wil hê ons moet wees. As jy genesing nodig het, dan is hy vir my en jou genesing. As jy verlossing nodig het, is hy vir jou verlossing. As hy vir jou voorsiening moet wees, dan is hy vir jou voorsiening. As jy redding nodig het, is hy dit. Maar jy kan God nie net beperk tot dit nie. Hy is veel meer as dit. En mag ek jou vanmôre bekendstel, juis hieraan. Hy wil meer wees net as my en jou behoefte. Hy wil meer wees net as my en jou genesing. Hy's meer as my en jou voorsiening. Ek het dan gedink hierdie week, Paulus kom op 'n stadium en hy bid, hy sê, Here, ek het 'n doring in die vlees. Ek het 'n probleem, en ek weet baie teoloë verwys daarna dat hy 'n sigprobleem gehad het. En baie keer het hy gebid en sê, Here, vat dit van my af weg. Vat dit van my af weg. En wat sê die Here vir hom? Sê dit, pastoor? My genade is vir jou genoeg. Want al beleef jy hierdie stryd, solank jy my het jy alles. Al het jy nie genesing nie, solank jy my het jy alles. My genade is vir jou genoeg. My genade, is hy meer vanmôre as my en jou behoefte? Is hy vir my en jou alles vanmôre? Sien, hy is alles wat ek en jy nodig het. Hy is alles waaroor alles gaan, en die heelal draai oor hom. En hy wil verseker alles wees. Hy wil ons eerste liefde wees. Hy wil my en jou beminde wees. Liefde is nie net 'n gevoel nie.
Dis 'n leefstyl. Ja, ons kry straps vanmôre. Ek sê baie keer, ek het baie pak slaan in my lewe gehad. My pa het ons, hy het ons goed gedissiplineer in ons lewe. Ons was maar stout, ons klomp Oliver broers. Maar weet jy, elke slag wanneer die Here kom, en dank die Here, tugtig hy in liefde. Tot so mate dat ons kan kom en sê, Here, eina, maar nog asseblief. Hallo? Eina, maar nog asseblief. Jy sien, liefde is nie gevoel nie, is 'n leefstyl. Ware liefde bly, selfs wanneer die emosies weg is. Ware liefde bly, selfs al gaan dit nie goed nie. Ware liefde bly, al druk die lewe. Wat sê Habakuk 3, vers 17, hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailand geen voedsel oplewer nie, die kleinvee, die kraal verdwyn en geen beeste nie sal wees nie, nogtans, te midde van dit alles, ongeag die teëspoed, ongeag wat ek beleef, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek in hom juig, omdat ek hom liefhet, sal ek juig in die God van my heil. Hoe lyk my liefde vir God wanneer dinge swaar gaan? Hoe lyk my liefde vir God wanneer dinge swaar gaan? Hoe lyk my liefdesleefstyl? Sien, my en jou liefde vir God word sigbaar in die leefstyl en dit wat ek en jy doen. Kan ek vir jou iets sê vanmôre? Wat jy liefhet, gaan jy tyd voormaak. Eina, wat jy liefhet, gaan jy tyd voormaak. Wat jy liefhet, gaan jy tyd voormaak. Dit sal nie vir my 'n probleem wees nie. Ek weet, I'm preaching to the wrong crowd, om dan vir my op te trek na die huis van die Here nie. Dit sal nie vir my 'n probleem wees, wanneer hy my wakker maak, ja. Wakker maak 3 uur in die oggend. Kom aan, Eina, Mornay guilty as charged. Net nog 'n bietjie slymer, Here, net nog 'n bietjie slaap. Die ander dag, ek dink dit was met Paasnaweek toe ek moes bedien het, is my gedagtes so vol van die Here, dat ek na 'n ruk sukkel, ek kry nie in die slaap geraak nie. Hier 1 uur die oggend toe sê ek, Here, regtig asseblief nou. Serieus. Ek moet nou opstaan, ek moet nou weer voorberei, nou weer bid, laat ek net slaap. Laat ek net slaap. Dan sit so 1 uur en 'n half, dan sê jy weer wakker. Want die Here wil hê, jy moet by hom wees. Wat jy lief het, sal jy tyd voormaak, Eina. Om God werklik lief te hê, is om alle ander te verlaat, en hom alleen aan te kleef. Pastore, klink dit bekend? Daar is hy pastoor Leona. Dit klink soos ons huweliksformulier, né? Ja, dit my geruk toe die Here dit net vloei deur die pen. Om hom lief te hê is om alle ander dinge te verlaat en hom alleen aan te kleef. Soos die belofte wat 'n man teenoor sy vrou maak wanneer hulle aan hy verbond kom, wanneer hulle eg aan mekaar en wanneer hulle trou aan mekaar beloof. Alle ander dinge verlaat. Sê die Here nie dat hy dit met my en jou doen nie? Sê hy nie dat wanneer daar een skaap verlore gaan, hy bereid sal wees om die 99 een kant toe te skuif, omdat jy kosbaar is. Al is hy besig met die ander wat nog steeds veilig is, wanneer jy hom nodig het, is hy by jou. Wat verwag hy van my en jou? Is ons bereid om al die ander dinge te verlaat? Jy sien, jy kan nie God lief hê en aan iets anders vashou nie. Ouch. You cannot love God fully with holding on to things that pull you away. Old habits, priorities, hidden compromises. Kan ek vir jou vanmôre iets sê, en dan gaan volgende week gaan ek jou bedien daaroor. As ek en jy nie die gees van God in ons het nie, is dit onvermydelik, by default, dat ons sal terugval in die old habits. Gaan kyk wat met Petrus gebeur. Love grows where total surrender happens.
His glory will also be known where there is a total surrender. Jy sien, ek wil jy moet verstaan, om God lief te hê is nie iets wat per ongeluk net gaan gebeur nie. As jy en ek nie intentioneel dit gaan najaag en gaan uitleef nie, gaan dit nie net gebeur nie. Hallo? Miskien moet ek vir my en jou self vra, wat is dit dan wat ons ophou vanmôre om dit te doen? Sien 2 Kronieke 16:9 sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Op hom gerig is. Dadelik wil ek die vraag vra, waarop is my en jou hart gerig? Miskien soek ons God net omdat ek daai antwoord nodig het in daai probleemsituasie. Soek ek God of soek ek net sy hand? Eina? Is hy vanmôre nog jou hartsbegeerte? Waar staan ons met hom vanmôre? Ja, ek vra baie vrae. Maar vanmôre moet ek self die spieël vat en kyk waar ek staan, want jy moet verstaan, ek wil weer sê, God wil hê, ek en jy moet hom ervaar. God wil hê, ons moet sy heerlikheid beleef en uitleef. Daarom sê Jeremia 29:13, en julle sal my soek en my vind. Punt. Is dit nie wat daar staan nie? There's T's and C's apply. Wat is die T's and C's? As julle my soek met julle hele hart. God wil ek, is ek besig om hom na te jaag. En vers 14, ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. Maar die voorwaarde is, ons moet kom op 'n plek waar ek God soek. Waar ek God soek. God soek. Sien, ek weet nie of jy dit agtergekom het nie. Net wanneer jy werklik God gaan najaag, dan gaan jy God werklik vind. God is not playing hide and seek. Hy is een van daai wat sê, dat goed, ek gaan saam met jou wegkruipertjie speel, maar dan wanneer jy jou oë toemaak, gaan hy sê, hier is ek hoor, 1, 2, 3 blok myself, jy weet? Hier is ek wil hê jy moet my vind. Ek wil hê jy moet my vind. Daarom sê Lukas 11:9 tot 11, hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Hy kom en hy sê, weet jy wat, as julle my soek, sal ek nie wees soos 'n aardse vader nie. As julle aardse vaders weet, wanneer jou kind jou brood vra, gaan jy hom nie klip gee nie, of wanneer jy jou vis vra, gaan jy hom nie op 'n slang gee nie. Hoeveel te meer gaan ek vir jou gee wat jy moet hê, wat jy nodig het, wanneer julle my soek. It's not going to happen if I don't pursue it. As ek dit nie najaag nie. Miskien moet ek vir jouself vra vanmôre, wie is God vir jou? Wie is God vir jou? Sien, Merriam-Webster, en is maklik om dit define. Merriam-Webster sê, it's this mere self-existing being who existed out of himself, from whom everything that exists existed, who does not need anything to exist. Dis die definisie van God volgens die Merriam-Webster Dictionary. Ek vra, is dit genoeg vir my en jou om hom lief te hê? Nee, dit is nie. Jy sien, die Bybel verklaar, wanneer ek hom soek, gaan ek hom vind. God doesn't want to be defined, he wants to be discovered. Hallo? En totdat ek kom op die plek wat ek hom gaan najaag en hom gaan vind en gaan ontdek, gaan ek heeltyd probeer om hom te verklaar, hom te define, hom te probeer verstaan. Maar wanneer ek gaan kom op 'n plek waar ek hom gaan vind, waar ek sy heerlikheid gaan beleef, dan gaan ek nie meer vra, wie is hierdie God nie? Ek gaan weet, wie is my beminde? Wie is die liefling van my siel? Jy sien, daarom kom verklaar hy self wie hy is. Exodus 34 sê hy sê, and Jehovah Lord passed by before him and proclaimed, Jehovah, Jehovah, God, El merciful and gracious, slow to anger and abundant in loving kindness and truth. God himself proclaimed it about himself. Sien jy dit daar? God het nie vir Moses gevra, wie sê jy is ek nie? God sê, kom ek sê vir jou wie ek is. Kom ek sê vir jou wie ek is. I'm Jehovah God. I'm merciful and gracious. I'm slow to anger and abundant in loving kindness and truth.
Sien, God wil hê jy moet hom beleef, persoonlik, as 'n heilige, ewige skepper, soewerein, wat met jou in 'n verhouding wil staan. Hy wil hê jy moet hom ontdek as die heilige God, soos wat Jesaja 6 vers 3 verklaar, heilig, heilig is die Here. Wat beteken dit? Dat jy sal beleef, hy's volkome rein, en anders as alles ander dinge wat jy in jou lewe vertrou het. Kom aan. Kan ek vra, wie van julle het al teleurstelling beleef van iets of iemand wat jy vertrou het? Hallo? Almal van ons. Die Bybel sê God is anders. Hy stel nie teleur nie. Hy is volkome rein. God is liefde. Nie net liefdevol nie, hy is die outeur daarvan. God is regverdig, Deuteronomium 32:4. En alles wat hy doen hy in reg en regverdigheid. God is genadig en barmhartig. Wat beteken dit? Barmhartigheid beteken, jy kry nie wat jy verdien nie. Die straf wat ek verdien het hy van my af weggeneem, sê die psalmdigter. Hy sê, vat my oortreding en hy gooi in die diepste van die see, en hy dink nooit weer daaraan nie. Maar hy is ook genadig, wat beteken, jy kry wat jy nie verdien het nie. En dank die Here. Ek hoef nie vanmôre hard te werk om die heerlikheid van God te beleef nie. Ek hoef hom net na te jaag. Hallo? Ek hoef nie vanmôre hard te werk om gered te word nie. Ek moet dit net in geloof aanvaar. Jesus Christus het my kom rein. God is almagtig. Niks is vir hom onmoontlik nie. God is alwetend. Hy weet alles, selfs die diepste van my en jou hart ken hy. God is getrou. En hy hou altyd sy woord. God verander nie, Maleagi 3:16, hy bly dieselfde. Hy is wie hy sê hy is. Hy is Jahwe Here, ek is wat ek is, die ewige bestaande God. Hy is Elohim, die skepper God, die kragtig in majesteit. Hy is El Shaddai, God die almagtige, alles genoegsaam. Hy is Adonai, Here en Meester, wat beteken hy is die heerser. Hy is Jehovah Jireh, wat beteken hy is jou voorsiening. Hy is Jehovah Rapha, wat beteken hy is jou geneesheer. Hy is Jehovah Nisi, hy is jou banier wat oor jou uitbreek. Ek is jou God. Hy is Jehovah Shalom, ek is jou vrede. Hy is Jehovah Roi, die Here is my herder. Hy is Jehovah Tsidkenu, die Here ons geregtigheid. Hy is El Roi, die God wat my sien. Hy is Immanuel, God met ons. Mense, kan jy vanmôre lief vra vir hom? Wanneer jy hom kan ontdek vir wie hy is? Hy is God wat homself volledig in my en jou wil kom openbaar. Daarom het hy dit in Christus my en jou kom demonstreer. In sy liefde, sy genade en sy kragwerking. Hy is die God wat in 'n persoonlike verhouding met jou wil staan. I am who I am. I am who I am. Ek wil vanmôre stil staan op een eienskap. Ek is amper klaar. God is alom teenwoordig. Glo jy dit vanmôre? God is alom teenwoordig. God is alom teenwoordig. Wat beteken dit? Daar's nie 'n plek waar God nie is nie. Hoor jy dit vanmôre? Daar's nie 'n plek waar God nie is nie. Psalm 139 vers 7. In die Engels verklaar Dawid, hy sê, where could I go from your spirit? Where could I run and hide from your face? If I go up the heavens, you are there. If I go down to the realm of death, you are there too. If I fly with wings into the shining dawn, you are there. If I fly into the radiant sunset, you are there waiting. Where I go, your hand will guide me. Your strength will empower me. It's impossible to disappear from you or to ask the darkness to hide me, for your presence is everywhere, bringing light into my night. Hy is oral oor, alomteenwoordig, en hy wil hê jy moet hom vind. Wat beteken dit? God is everywhere. Hoor mooi. And there is nowhere where there is a where God is not. God is everywhere, and there is nowhere where there is a where God is not. Die Griekse definieer dit as 'n kairotic expression. En dit is nogal treffend. God can be where he is, on his way to where he is going, but by the time he gets to where he is going, he has already arrived. And by the time he arrives,
He is still in the same place he was before he left, going where he was going. He bumps into himself while he is in transition, because there is nowhere where there is a where God is not. Huh? Hy is alom teenwoordig. In jou seerste seer is hy by jou. In jou eensaamste alleen wees is hy by jou. In jou siekste siek is hy by jou. In jou armste arm is hy by jou. In jou donkerste donker is hy by jou. Daar's geen plek waar God nie is nie. Jy sien, moet verstaan vanmôre, dit gaan nie daaroor is hy daar of is hy nie daar nie, hy is daar. Ek dink die probleem is net ons nie altyd bewus of ingestel op die feit dat hy daar is nie. Daarom beleef ons hom nie alomteenwoordig nie. Mense besef ek en jy dit vanmôre toe ek en jy ingestap het, in jou motor terwyl jy gery, daar waar jy opgestaan het by jou huis, God is daar. Miskien moet ek dit nie sê nie. Hy selfs in jou motor wanneer daai taxi voor jou inry. En hy's in die taxi. Kom aan. Dis wat alomteenwoordig beteken. Julle, dit skud my. Want hoe gedra ek my? Wetende dat God alles teenwoordig is. Waarom is ek en jy besig? Waarom is ons besig? Jy sien, Habakuk 2:14 sê, die aarde sal vol word met die kennis van sy heerlikheid, soos die waters die seebodem oordek. God gaan sy heerlikheid openbaar. Jesaja 6:3 roep die engele dit uit hoor gemooi. Hy sê God is nie beperk tot die hemel nie. Hy sê die heilig, heilig is die Here. Die serafs, die engels skreeu dit mekaar toe. Die Bybel sê hulle proklameer dit teenoor mekaar. Hulle sing dit toe teenoor mekaar. Heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Dis tot jou beskikking. Wanneer ek en jy dit gaan pursue, gaan ons dit beleef. Wanneer ek dit gaan bewus raak en attent daarop wees, gaan ek dit ervaar, want dan gaan ek dit pursue. Kom aan. God is hier. En hy wil sy heerlikheid in en deur jou laat kom. Jy sien, soms is die sonde, ons bekommernisse, al die bitterheid, en ja, die uitdagings ook wat ons verblind. But his glory is everywhere. The problem is we don't always recognize it. Hy is altyd by ons, hy is altyd deur beskikbaar. Wat is dan die rede hoekom ons nie hierdie heerlikheid aanskou nie? En alwaarvoor hy wag is dat ek en jy gaan intap in daardie heerlikheid in. It's available. Ek het nou vir jou gesê, ek en jy hoef dit nie verdien nie. Jesus het die volle prys betaal aan die kruis, om dit reeds my en jou moontlik te maak. It is paid for. It is paid for. Al wat ek en jy moet doen is intap in daardie heerlikheid in. Gaan ek en jy dit nog najaag? Wat weerhou my om hom te beleef by my werk, by die huis, in my kar, in my finansies, in my huwelik, in my besigheid, as hy dan alomteenwoordig is en altyd deur beskikbaar is? Jy sien, God wil hê ek en jy moet hom huisves. Hy wil hê ons moet sy huisves. Ons moet hom ken, ons moet hom beleef. Ons moet hom kan ruik. Ons moet hom kan voel. Ons moet hom kan hoor. Ons moet saam met hom kan kuier. Hy wil sy krag tentoonstel. Sien, om iets te huisves beteken om iets of iemand te verwelkom, iemand te beleef en sy teenwoordigheid te erken. And it's time we create an environment in our hearts, in our homes, in our church, in our workplace, in our relationships, where God will feel at home. Dalk moet ons die vraag vra, does God feel at home in my heart? In my life? Does he feel at home in my business?
Does he feel at home in my bedroom? Does he feel at home in my house, in my work, in my conversation? Does God feel at home in this church? Does he feel at home? Ek het in die begin vir jou gesê, love grows only when there is total surrender. God's glory will manifest where there is only total surrender. En ek en jy moet hom pursue. Ons moet hom oplig bo alles en ons self oorgee. Dis al hoe ons sy volle heerlikheid gaan beleef.